Die Here daag op. En die Here sê vir hom, staan op. Martha sê vir die Here, Lazarus is al 4 dae dood. En die liggaam is al in sy ontbindingsfase. Maar vir die Here is dit nooit te laat nie. Hy kom op die 4de dag. Maar dit laat ons wonder, maar hoe werk die Here dan? Hoekom wag die Here vir 4 dae vir Lazarus? Wanneer ons teruglees, dan gaan ons besef hoe lief die Here vir Lazarus gehad het. Want toe Lazarus siek was, toe stuur sy susters alreeds die boodskap. Wat sê dat roep hom? Want Lazarus is siek, hy is siek bed. Want die Here wag vir 4 dae. Nou vra ons maar, hoekom wag hy vir 4 dae? Hoe werk die Here dan? Wanneer ek ook teruglees, dan lees ek dat die rede hoekom die Here gewag het vir die 4de dag en dat Lazarus moet sterf. En dat hy vir Lazarus in die dood en opwek, is sodat ons, sodat God verheerlik kan word. Want hy wil vir hulle wys. Hy wil vir hulle wys wat God in staat is om te doen. Nou vanoggend het een van ons dalk 'n situasie wat al stink. Wat al sleg lyk. Wat al in sy ontbindingsfase is. Maak nie saak wat die probleem, maak nie saak vanoggend wat die situasie is. Miskien stink die situasie alreeds. Die kom al lang pad al aan met die probleem. Die bly buiten. Maar die antwoord kom. Maar God is 'n God is nooit te laat. Sommige kere laat die Here jou op omstandighede of in 'n probleem sodat hy vir jou kan wys dat hoe sterk en hoe kragtig God werklik is. Hy sê vir Lazarus, Lazarus, kom uit! Hy sê vir Lazarus, Lazarus, kom uit! Nou hier is dit net so goed, so vaak vir die man met Bethesda. En man is die dooie sien en sê, staan op! Vandaag sê hy vir jou in die omstandighede waar jy bevind, kom uit! Vandaag gee die Here jou 'n opdrag. Die vraag is, wat gaan jy met die opdrag maak? Hy sê vir jy, staan op! En die gebroke situasie, die finansiële probleme,